Van my kant af, baie welkom by hierdie sessie vanoggend rondom kindersorg. Ons waardeer dit dat julle hierdie deel ook bywoon van die symposium en ons hoop regtig waar ons vertrou dat julle sommer net entoesiasties gaan wees hierna oor kindersorg en dat ons hierdie boodskap verder gaan uitdra. Ek wil as opening vanoggend die volgende gedeelte lees en dan 'n paar opmerkings daaroor maak. In die tempel in Silo kniel 'n vrou op dieselfde plek waar sy 2 jaar tevore gekniel het. Die keer is daar weer trane in haar oë, maar om 'n ander rede. 2 jaar tevore het Hanna haar hart voor God uitgestort, omdat sy desperaat was vir 'n baba. Die keer het sy gekom om vir God dankie te sê, dat hy haar gebed beantwoord het. Sy het ook gekom om haar belofte te hou deur vir Samuel na die tempel te bring, waar hy onder die toesig van die priester Eli sou groot word. Iewers in die landstreek Moria hurk 'n man langs die altaar terwyl sy hart vinnig klop en 'n sweetperel vinnig op sy slaap afrol. Op die altaar lê sy seun vasgebind, die seun waarvoor hy dekades lank gewag het. Toe Abraham 100 jaar oud was, is Isak eintlik gebore. Paar jaar later het God se opdrag hom egter onkant getref. Abraham, gaan offer jou seun. Abraham was dadelik gehoorsaam. Hy het geweet dat hy op God kan vertrou. Oomblikke tevore het hy die mes hoog in die lug gesteek, gereed om Isak te offer voordat God hom gekeer het en aan hom 'n skaapram gegee het om in Isak se plek te offer. Abraham het die toets geslaag. As ek hierdie 2 verhale so vertel, dan wonder ek vanoggend by myself, sou jy op 2 jaar ons babas aan iemand anders toe vertrou om groot te maak? Sou jy, alhoewel jy dikwels dalk so gevoel het of dalk voel, jou tiener kan offer? Hanna en Abraham het egter albei 'n belangrike les geleer van ouerskap en wat versorging aan kinders betref. Hulle het in die eerste plek verstaan dat kinders nie aan hulle behoort, maar aan God. Dat God kinders vir ons gee. Ons is bloot rentmeesters. Hy kies ons uit as ouers om vir kinders te sorg. Hy kies die kerk uit om ook in hulle versorging van kinders die regte pad te loop. Gegee. As ons vanoggend met hierdie sessie besig is, kom ons besef dat kinders aan God behoort. Maak nie saak in watter fase van hulle lewe ons met hulle werk, hulle behoort aan God. Kom ons behandel hulle so. Sal jy bereid wees om hulle aan God ook eendag in vertroue terug te gee, soos en wanneer dit van jou gevra word? Mag ons vandag iets hoor en vir mekaar sê van hoe die kerk leiding moet gee in die versorging van kinders. Ons sit net so, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir 'n wonderlike dag. Dankie vir 'n dag waarin ons met soveel vreugde in ons harte kon opstaan, omdat ons kan lewe. Dankie Here vir kos en klere. Dankie vir die nodigste goed wat ons vanoggend kon hê om hierdie lewe aan te pak en voluit te lewe. Here, baie dankie vir hierdie besonderse geleentheid wat ons het om vanoggend 'n bietjie oor kindersorg te praat. Hulle vir wie U aan ons toe vertrou het om te versorg. Mag ons in al die sprekers se woorde iets hoor van U opdrag aan ons. En baie dankie vir elkeen wat U veilig hierheen gebring het. Dankie vir elkeen wat bereid is om hier 'n deel van te wees vanoggend. Here, dankie vir U liefde vir ons en dankie vir U liefde vir ons kinders, die kinders wat U aan ons geleen het. As ons in ons denke vanoggend daarmee besig raak om te sien en vir mekaar te sê hoe ons in die kerk hierdie kinders wat U aan ons gegee het, moet versorg, bid ons vir leiding, ons bid vir krag, ons bid vir die genade. Daarom, Here, vra ons nou dat U seën op ons geleentheid sal laat neerdaal en dat ons waarlik vrede in ons hart sal hê. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, ons bid dit uit genade alleen, want Here, U genade is vir ons, U kinders, genoeg. Amen.
Broers en susters, soos ek gesê het, baie welkom by vanoggend se sessie. Ons is regtig dankbaar dat julle hier is. Ek hoop julle gaan dit geniet. Ek het net nou toe ek daar agter gepraat het met iemand, het ek gesê, ek het regtig probeer om die room van Suid-Afrika by mekaar te kry, in terme van kinders en belangstelling in kinders, en ek glo julle gaan dit sien, as julle bietjie gaan luister na hierdie mense. So baie welkom. Ek wil net 'n paar beginsels vir die vinnig stel, wat jy asseblief moet onthou. In eerste instansie, as ons vanoggend oor kindersorg praat, het ons nie 'n ouderdomsgroep in gedagte nie. Daarom het ons die temas ook so gekies, dat ons eintlik wyd 'n bietjie daaroor kan praat. Ons praat van kinders van hulle eerste lewensoomblik af, tot wanneer die wet bepaal hulle nou nie meer kinders is. So ons vat daar die hele spektrum, wanneer ons vanoggend oor kindersorg praat. Ons praat ook nie oor kinders, wat in 'n situasie is, waar hulle 'n ma en 'n pa het nie. Ons praat oor kinders met ma's en pa's, met enkelouers, wat by ouma en oupa bly, wat in pleegsorg is, wat in kinderhuis is. Ons praat oor die wye spektrum van kind wees. Ook kinders wat met afhanklikheid, kinders wat in bepaalde situasies is. So elke kind, maak nie saak wat omstandighede, is ter sprake vanoggend. En dan wil ek vir u daarop wys dat ons daarom juis die 3 temas het. En voordat ek na die temas toe kom, wil ek gaan hulle weer in die bekendstel, maar ons sprekers vanoggend is Dr. Willie Strydom. Hy gaan 'n bietjie praat oor daardie belangrike saak van skeiding, het sy deur die dood of deur egskeiding, en dit wat kinders beleef en hoe ons daaraan ietsie kan doen. Dan is meneer Tinus RW hier, die besturende direkteur van die Jacaranda en Louis Botha kinderhuise, en uit die aard van die saak ken u daardie agtergrond, kinders wat in 'n bepaalde situasie is, gaan hy oor 'n bietjie praat. Dan het die suidewind, of wat 'n wind waai in die Kaap? Die ooste, suidoos, ja, die Suidoos, hy waai baie hard, want hy het 'n hele klomp Kaapenaars gebring, en hy het vir ons ek sê altyd, daar's 2 goeie goed in die Kaap. Die een is die wyn en die ander is die pad terug Transvaal toe. Maar ek het daarom in die proses ontdek, daar's ander goeie mense, goeie dinge ook in die Kaap. En Elsabie Aldrich is hier by ons, sy gaan haar later aan die meer bekendstel. So baie dankie en welkom ook aan jou, Elsabie. En dan Dr. Tinus van Staden, wat geen bekendstelling by ons nodig het in die kerk nie. Hy is ook sy geliefde vlak om op te werk is kindersorg en gesinsorg, en hy is ook baie welkom vanoggend.